Goeiemôre julle almal. Ek hoop dit gaan baie goed met elke liewe een van julle. En ja, dat julle 'n baie gesteende week sover gehad het. Gister sit ek en my kind by die skool en wag vir die jongste om uit die skool uit te kom. En ons begin so gesels oor Noag se ark en al daai. En terwyl ek met haar praat, kom net hierdie soos interessante ding hier by my op. En na dit is soos, wow, okay, wel, dit is awesome. Mense het nie eintlik so daaraan gedink nie. So ek wil net graag dit met julle deel. Ons het so gesit en ons het gesels soos oor Noag se ark en jy weet soos wat alles daar gebeur het, soos met die vloed en al daai goed. En soos het ek vir haar verduidelik van wat is die hele visuele persepsie van hoe dit alles sou moes nou plaasvind en al daai goed. En ja, dit is net soos hierdie prentjie wat ek vir haar probeer skep van hoe dit gebeur het en weet al daai, en ek sê te vir haar van, kan 'n mens nou dink hoe baie water dit moes wees? Ons almal ken Noag se ark se storie en al daai, en ek sê te vir haar, kan jy nou dink hoe baie water dit moes wees as tot die hoogste berg, en ek meen dit is of Everest of Kilimanjaro, nou nie 'n kenner of wat nie, maar as jy nou moet by jouself indink, dat tot daai berg onder water was, daar was soos geen land of sand of niks nie. En tot ewen dit moes so diep onder die water gewees het, dat die ark moes oor dit kan weeg het, want hy gaan nou nie soos float en dan gaan hy nou bots teen die punt van die berg nie, so ver, en die ark was groot, die ark was kolossaal geweest. So begin ons toe nou gesels en ons praat oor hierdie, en ek verduidelik vir haar en sy vra vragies en al daai goed, en terwyl ek met haar praat, kom hierdie gedagte by my op, en ek het dan vanoggend so 'n bietjie net vandag daar gaan soos lees oor dit, maar dit kom so by my op, nee, liewe Jesus het, as jy in Genesis gaan lees, sê hy daar, ek het nou spesifiek vers 6 en 7 en 8 gaan uithaal, maar hier is waar die wow factor nou vir my persoonlik ingekom het. In Genesis 1 vers 6 sê hy, en God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding tussen waters en waters bring. Nou, imagine by yourself, hier is hierdie bal water, en die Here kom en hy skep, soos hy gaan nou hierdie uitspansel maak tussen die waters, en hy gaan die waters en waters skei. Die onderste waters het hy, kom ons lees eers gou vers 7. En God het toe die uitspansel gemaak, en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is, en dit was so. En dan sê vers 8, en God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand, en dit was môre die tweede dag. Eers 'n rukkie terug toe ons Genesis 1 gelees het, ek en my man het ons ook soos hierdie visuele ding geskep van die skeiding van die waters en die waters. So in ons gesprek wat ons daai tyd gehad het, was dit soos van, okay, hy het nou die waters geskei, so hier's water en hier's water. En dan, weet soos as jy dit nou in jou vleeslike brein nou probeer soos comprehend. En ja, so die bo ons is water en onder ons is water, want die aarde was gevul met water. Maar ons het so 'n hele interessante discussie gehad oor dit en alles. Maar my punt is, as jy gaan kyk wat uitspansel beteken, dit is deel van die hemelruim wat van die aarde af sigbaar is. Die sinonieme vir uitspansel is firmament, hemelgewelf, hemelkoepel, hemelsfeer, ligruim en sterrehemel. In die Hebreëus beteken uitspansel is, ek weet nie of ek dit reg gaan sê nie, is rakia. En dit beteken to spread out or to stretch out. Okay. So dit was in Genesis 1. Dit is toe die waters van die waters geskei is en die aarde is gemaak en die Here het die skepping die skepping gemaak.
En dan gaan ons na Noag se ark toe. So dit is waar die begin van die aarde dan nou ontstaan het, was met dit. So, toe met Noag se ark, toe het hy die aarde verdelg onder water, as gevolg van almal se sondes, as gevolg van die aarde se sondes. En as jy in Genesis 6 vers 7 gaan lees, sê dit, en die Here sê, ek sal die mense wat ek geskape het van die aarde verdelg, die mense sowel as die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. En vers 8 sê hy, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. OK, dan gaan ons vers 13. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. En dan in Genesis 7 vers 4, want oor nog 7 dae sal ek laat reën op die aarde, 40 dae en 40 nagte, en al die lewende wesens wat ek gemaak het van die aarde verdelg. OK, so Genesis 1 was nou waar die Here die skepping gemaak het, waar hy die waters en die waters geskei het, en hy die skepping gevorm, en hy die dag gemaak, en hy die nag gemaak, en hy het alles wat leef en beef daarop gemaak. En in Noag se tyd het die Here berou gehad in die mense oor hulle sondes en dit wat hulle gedoen het. En hy het die aarde oorvloed. Hy het die skepping verdelg met die water vir 40 dae en 40 nagte. En toe, in Openbaring, gaan lees ons van die nuwe aarde en die nuwe hemel wat geskep gaan word. As jy Openbaring 21 gaan lees, praat hy die opskrif is die nuwe hemel en die nuwe aarde. En Openbaring 21 vers 1 sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En hy het vir my gesê in vers 6, hy het vir my gesê, dit is verby, met 'n uitroepteken, verby met 'n uitroepteken. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. So toe ons nou soos al oor hierdie goedjies praat en al daai goed, sê ek vir my kind, ek sê, as jy nou mooi daaraan gaan sit en dink, nee, Liewe Jesus het die aarde gemaak, of Abba Vader het die aarde gemaak in Genesis 1. Hy het die skepping gemaak, hy het die waters van waters geskei, en hy het alles wat lewe en bewe het hy geskape. In Noag het hy die aarde verdelg, menende alles wat dan lewe en bewe was verdelg deur die water. Dit was soos uitgewas, uitgevee, uitvernietig. En dan na die wederkoms en die wegraping kom die nuwe aarde, die nuwe hemel en die nuwe aarde. So 2 keer het die Here die aarde 'n kans gegee. Of ek wil nie sê 'n kans gegee nie, maar hy het die aarde geskep. Toe hy hom verdelg met water. Nou vir die 3de keer kry ons 'n nuwe aarde, want die aarde wat dan nou geskep was in Genesis 1, gaan nie heeltemal glad nie meer bestaan nie. Het gaan nie meer daar wees nie, want hy het die aarde gemaak, sonde het plaasgevind, en hy moes die aarde verdelg met water, om die sonde uit te wis, en nog steeds het die sonde daarna plaasgevind. So, vir my net persoonlik, kyk, ek is nie 'n pastoor of 'n teoloog of 'n niks nie, ek is net 'n normale mens, wat regtig net die Here dien. Maar vir my, toe ek toch met my kinders oor gepraat het, was dit net soos hierdie, wat? Wow, okay, as jy dit nou by mekaar gaan sit, hy het die aarde gemaak, hy het die aarde verdelg, en dan in die laaste, wanneer al die profeseë tot vervulling gekom het, wanneer alles verby is, gaan ons nie meer verder lewe op die aarde, wat nou op 2 kanse gehad het nie. Ons gaan 'n nuwe aarde kry, 'n nuwe hemel kry. So dit gaan, in 'n metaforiese sin vir my voel dit gaan
dit wat aarde is en wat geskep is uit trotsheid uit van die Here in die begin, gaan vernietig word, dit gaan verdelg word, dit gaan uitgevee word, want 'n nuwe aarde gaan kom, en ek dink met daai nuwe aarde gaan daar nie sonde wees vir nog 'n verdelging, vir nog 'n vloed, vir nog dit nie, dit gaan soos die finale klaar, dit is die aarde, want as jy mooi gaan kyk wat hy sê in Openbaring 21 vers 6, dit is verby, met 'n uitroepteken. So ja, ek weet hierdie videoetjie is nou al klaar baie lank, sorry, ek vra om verskoning daaroor, maar ek wou net dit graag met julle deel. Dit is net soos hierdie, wow, 2 keer het die aarde nou 'n kans gehad, so met die 3de keer kom 'n nuwe aarde. Dit is nie dat die aarde 'n 3de kans gaan kry nie, met die 3de keer kom 'n nuwe aarde. So ja, ek deel dit graag net met julle. Dit was vir ons net gister, soos ek en my kind sit en soos, wow, okay, jo, jy weet, ek leer hoe so en al die goedjies en intussen leer ek ook iets nuuts. So ja, mag dit vir julle van enige waarde dra vandag. En deel, as julle dink, nee, weet ek stem nie saam met dit of wat ook al nie, asseblief share, ons is almal hier vir geestelike teregwysing. Maar mag dit net vir julle ook soos ietsie wees om te sê, wow, okay, dis awesome. En mag julle almal 'n geseënde dag verder hê.